Dis wat die Here sê. Ons is vanmôre hier op die 7de Lydenssondag. Nou weet julle mos, die 40 dae voor Goeie Vrydag word gereken as die lydenstyd met 7 weke of 7 sondae wat aftel op pad na Goeie Vrydag. Vandag is die 7de Lydenssondag en in hierdie lydenstyd dink ons na oor die lydenspad van die Here Jesus. Ervarings, gebeurtenisse wat daar was op pad na die kruis. En in lydenstyd nooi ons mense ook om besonder 'n bietjie stil te sit en te fokus op die lyding van Christus. Want op die ou einde sê ons vir mekaar, hy het in my plek die kruis gedra, die straf gedra en vir ons die pad oopgemaak na die hemel. So, baie sterkte met jou lydenstyd. Ons kom nou in die laaste week wat genoem word Heilige Week. En nou wil ek vir julle vra en nooi. Daar is nog 4 dae oor, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, dan kom ons by Goeie Vrydag. En soos die Here wil, is ek Vrydag hierso weer saam met julle, dan vier ons nagmaal. Dis die dag van die jaar wat 'n mens juis nagmaal moet vier, die dag van sy kruisiging. En so tussen hakies, ek wil graag daai tafel wat 'n swaar tafel is, net na die diens hier kom skuif. So as hier 4 ouens is wat nie rugkrampe of seer knieë het nie, help my gou, dan skuif ons daai tafel hierso. Want Vanessa en Adrie sê nee, dis nie vrouens se werk nie, dis sterk manne se werk. Baie dankie. Maar wat ek wou sê, op pad na Goeie Vrydag, kyk of jy hierdie week besonder 'n bietjie kan fokus op die lyding van Christus. En toe dink ek, daar's 4 evangelies, en elkeen het die verhaal van Jesus se lyding. Laaste gebeure, laaste avondmaal, Getsemane, kruisiging en so meer. Vat vir jou elke dag 'n tydjie en lees die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, elkeen se vertelling deur van Jesus se lyding. Ek sê julle goeie raad gee, los die televisie nuus, slegte nuus, en lees in daai halfuur, lees daai stukkie en wees stil. Maar as jy sonder televisie kan klaarkom nie, los Suidooster of Binneland of iets anders. Maar los dit en sê vir jouself, in hierdie laaste week gaan ek 4 geleenthede afsonder om 'n bietjie te fokus op die komende Goeie Vrydag. Ek hoop julle neem my wenk aan, ek self gaan dit ook doen. Is daar enige ander aankondigings wat op hierdie aankondiging staan, wat ek spesifiek moet uitlig? Ag, julle het hom almal gekry, en julle almal lyk vir my goed ingelig, en dan lees julle hom self deur. Ek het nou gesê Goeie Vrydag, en natuurlik wat die Here ook nou beskik het. Ek is vanmôre hier saam met julle, Goeie Vrydagoggend saam met julle, en ook komende Sondag, as dit Opstanding Sondag is. Dan is dit weer 'n geleentheid om saam met julle hier te wees, maar dan is die atmosfeer anders. Dan is daar vreugde en blydskappe, opgewondenheid. Sondag, vandag oor 'n week. Kom ons word stil. Ons byeenkoms is in die naam van die Vader, wat hemel en aarde geskape het, en tot vandag toe getrou sy skepping onderhou. En dit is in die naam van Jesus Christus, wat gekom het om alles wat in die skepping skeef geloop het te herstel, en vir ons die pad na God toe weer oop te maak. En in die naam van die Heilige Gees,
wat in gelowiges se harte woon en werk. Amen. En daarom, broers en susters, omdat ons gesê het, ons is hier in sy naam by mekaar, daarom groet die Here vir u. En wat sê hy vir julle? Hy sê vir julle, my kinders, genade vir julle en vrede. Ja, genade en vrede van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En as hy ons so gegroet het met sy seën, dan is ons harte vol dankbaarheid en blydskap. En dan sing ons 'n loflied. En hier het ons die loflied. Hy kom op die skerm nou. Daar sê God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader. Ons het reeds bidend genader, nou sê ons net, Here, wonderlik, u is in hierdie kerk, saam met ons vanmôre. Dikwels, nadat 'n mens gesing het, kom ons by die geloofsbelijdenis. Nou, julle ken die geloofsbelijdenis, die een wat ons meeste gebruik is die 12 artikels. Dit is die een wat soos die apostels dit vir ons oorgedra het. Ek glo in God die Vader en so meer. Maar nou is ons in 'n tyd van lyding. En kom ons bely meer spesifiek. Wat glo ons van die lyding van Christus? Dis ons geloofsbelijdenis en dis in die woorde van een van ons liedere, lied 389, vers 2 en vers 3. En ons gaan dit saam hardop sê. Keel skoon gemaak? Is julle gereed? Goed, kom ons lees dit dan saam. Dit is ons belydenis vanoggend op hierdie 7de Lydensondag. Ja, ek kos hom die sla, die smarte en die hoon. Vir my hang hy verlate en naak met doringkroon. Vir my was daar die wonde, vir my moes hy daar staan. Hy moes vir al my sonde die bittere kruis weggaan. O Jesus, man van smarte, o liefde onbegrens, skryf diep in alle harte, die woord aanskou die mens. O laat my nooit vergeet nie, die kroon, die kleed, die lied, geen groter troos in leed nie, dis ook vir my geskied. Hy pragtige laaste 2 reëls, geen groter troos in leed nie, dis ook vir my geskied. Vir my, wat vanmôre hier in die kerk van Horison is, vir my het hy daar gehang en die prys betaal. Kom ons bid saam. Ons Hemelvader, baie dankie dat ons vanoggend kon opstaan, redelike gesondheid, miskien hier en daar 'n pyn of 'n kwelling, maar ons kon opstaan en ons kon aantrek en ons kon iets eet en drink en ons kon kerk toe stap of ry. Wat 'n voorreg. Here, die dag van u genade het aangebreek, Sondag, die dag waarin ons herinner word dat God vir ons gesê het, ek het jou so lief. En die dag juis hier in lydenstyd, waarin God vir ons kom sê, so lief, dat ek my seun gegee het, om in jou plek aan die kruis te sterwe, die prys te betaal, en so van 'n verlore sondaar te verander, na 'n geliefde kind van die Vader. Dankie, Here, dat dit ons
posisie is, ons status is, 'n geliefde kind van ons hemelse Vader. En so kom ons dan as u kinders hier by mekaar vanoggend. Here, u kinders uit verskillende omstandighede. Sommige van ons kom uit 'n gemaklike huis waar dit goed gaan, waar ons nie baie bekommernis het nie. Ander van ons kom uit huise waar ons maar gekweld is, of waar daar probleme is, of waar daar gesondheidsmoeilikhede is. Maar hier is ons, almal saam, u kinders, en ons het gekom omdat u ons geroep het. Here, ons is geroepenis en ons sit as dit ware soos kinders op die mat, u as die Vader op die stoel en ons speel hier voor u op die mat. En nou gaan u met ons praat, soos 'n oupa vir sy kleinkinders stories vertel, gaan u vir ons herinner aan die grootste storie ooit, die storie van God se genade, wat sigbaar geword het in die krib van Bethlehem en uiteindelik aan die kruis van Golgotha. Here, hoor ons vanmôre as ons sing en as ons bid, en help ons om u te hoor as u met ons praat, vanuit die woord, vanuit die kort verduideliking wat 'n eenvoudige mensie hier agter die kateder moet deel met sy medegelowiges. Ag, wees die prediker genadig. En Here, dankie dat ons so wagtend kan wees op die werking van u Heilige Gees in ons hart. Ons maak ons hart oop, dat ons die woord sal hoor, dat ons dit sal verstaan, en dat ons sal uitgaan om dit in dankbaarheid ook te gaan doen. Dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflese, het julle reeds al begryp, sal wees in verband met Jesus se lyding of kruisiging. En vanoggend handel dit spesifiek dan oor 'n gebeurtenis soos Lukas dit vertel, Lukas 23, en daar gaan ons lees wat het gebeur op Golgotha. Elke evangelis, Matteus, Markus en so meer, het so 'n bietjie 'n eie vertelling, maar vanoggend luister ons na wat Lukas vir ons vertel, want daar's 'n baie besondere verhaal van die twee manne weerskante aan die ander kruise, wat Lukas vir ons vertel. Kom ons lees. Toe hulle, dis nou die hele optog van mense, Jode, soldate, nuuskieriges, toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word. En Kopbeen is vertaal dieselfde as Golgotha. Het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede, kan jy nou dink, hulle raadslede, dis nou die Joodse raad, dis amper soos 'n provinsiale raad of 'n synode, het hom uitgelag. Hulle het hom uitgelag en gesê, ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. En hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het,
het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, ou vertaling, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Amen. En dit is die woord van die Here. Broers en susters, een van die dinge waarin ons as kinders en as jong mense baie belangstel, is die idee van krag. Hoe sal ons sê in Engels? Power of strength. En 'n klein seentjie is nogal beïndruk daarmee. Want baie gou sal hy kom wys. Hy sê, oupa, kom kyk my muscle. Krag. En as hy so 'n bietjie ouer word, dan sal hy sê, my boetie is baie sterker as jou boetie. Jy moet sien hoe ver kan hy 'n voetbal skop. Hy gaan eendag vir die Stormers speel. Krag is nog altyd vir ons indrukwekkend. Spierkrag. Want daar is ook iets soos waterkrag. En baie keer is dit verwoestend. Kyk nou maar, wat het ons gesien so 2 maande gelede, hier in Noord in Limpopo, al daardie watervloede, die paaie, die brûe, groot skade, waterkrag. En ook die krag van wind, storms, huise wat omwaai, dakke wat wegwaai, geweldig. Die krag van elektrisiteit. Wat 'n wonderlike voordeel het ons van dat ons elektrisiteit in die beskawing het. Ons het dit so wonderlik as 'n middel wat ons lewe makliker maak. En dan natuurlik nog so enetjie, die krag van kernkrag. Kernkrag wat wonderlik kan wees as jy dit omskakel in elektrisiteit. Maar wat verwoestend kan wees as ons dink aan kernbomme en wat 'n kernbom kan doen in vergelyking met ander goed wat hulle op jou huise of op geboue neergooi. Krag was nog altyd iets wat ons interesseer het. En nou vanmôre staan ons stil en ons dink aan krag wat op Golgotha bekend geword het. Nou die krag op Golgotha is nie van hierdie soort wat ek pas vir julle genoem het nie. Dis 'n bietjie iets anders. Dis 'n onsigbare krag. Maar dis nietemin 'n krag, 'n geweldige krag, waarvan ons vanmôre gaan hoor. Die krag op Golgotha. En om die waarheid te sê, daar word op Golgotha 3 soorte krag geopenbaar. Kom ons kyk vir 'n oomblik eers na die toneel op Golgotha. Golgotha, wat beteken skedelplek. Sommige sê omdat daar af en toe 'n mens se kopbeen gelê het, was 'n plek van teregstellings. Maar op daardie plek is misdadigers gekruisig en dis 'n openbare plek. En ons het gelees hoe dat die skare gekom het en hom gelaster het. Hoe dat mense hom uitgelag het deur Jesus. Hoe nadat van die owerpriesters en die mense hom bespot het. Dit was 'n verskriklike toneel dat jy in so 'n tragiese omstandigheid waar daar 3 mense besig is om te sterwe,
Hulle is besig om te sterwe en voor die son vanaand sak is hulle dood. En jy sien hulle lyding en jy sien die pyn op hulle gesigte en jy sien die bloed oral waar hulle geslaan en raak gekap is en al die dinge. In daardie omstandighede lees ons van hierdie 3 kragte. En die eerste krag waarvan ons lees is die krag van sonde. Aan die kruis aan die een kant van die Here Jesus hang 'n misdadiger. Ander evangeliste noem hom 'n rower of 'n kwaaddoener, beskryf iemand dit ook. En hierdie man het in sy lewe dus min goed gedoen. En daar hang hy, sy verdiende straf. Hang aan die kruis, spykers deur die hande, toue om die gewrigte, want as jy nie die toue het nie, dan sak hy later so af, dat het skeur die spykers uit sy hande. En sy voete het so 'n balkie waarop hy staan, anders te gly hy geleidelik af. Hy is besig om te sterwe. En as hy teen namiddag nog nie gesterf het nie, dan lees ons, het hulle gekom en sy bene met 'n swaar yster stikkend gekap, sodat sy pyn onuithoudelik word, of nog selfs later 'n spies in hom gedruk, om hom bietjie genade te gee, sterf en kry klaar. 'n uiters ellendige prentjie van 'n man wriemelend in die pyn van die dood. Voor die son vanaand sak, is ek dood. En wat vind ons? In daardie omstandighede het hy nog die vermetelheid, het hy nog die vermoë om te spot. Want wat sê hy vir die Here Jesus? O, u word die Christus genoem, jy. Nou as jy die Christus is, dit wil sê die gesalfde van God, red jouself, en as 'n bonus, red ook somme van ons. Ons is verleë en verstom dat iemand onder sulke omstandighede nog die vermetelheid het om te spot met 'n ander ou terwyl jy self sterwe. Dit is baie, baie vreemd. Want normaalweg, as 'n mens swaar kry, as jy pyn het, dan bring dit jou nader aan God. Dit bring jou al nader aan God. Ek het baie keer met huisbesoek, as ons by mense se huise aankom, dan vra ek vir iemand, ek sê, "Hi, ou Jaco, vertel vir my, wanneer in jou lewe was jy die naaste aan die Here?" En dan is die antwoord meestal, "Ai, Henny, daai slag toe my vrou dood was. Begrafnis, hartseer. Daai tyd toe ek kankerbehandeling gekry het en ek elke môre nie wou opstaan nie, want ek voel ellendig. Ek wil nie lewe nie, maar ek kry daai medikasie en hy werk met my. Ek haat dit, die pyn en die ellende. Dit was die tyd toe ek die naaste aan die Here was." Pyn, teleurstelling, teëspoed, dit bring gewoonlik mense nader aan God. 'n baie bekende Engelse skrywer, C.S. Lewis, hy skryf elders, hy sê, pyn is God se luidspreker. Wat bedoel hy? Normaalweg hoor ons God, maar ons luister nie so mooi nie. Maar as God die pyn aanskakel, en hy stel die luidspreker van die pyn, dan hoor ons baie beter. Nou is my lyf seer, my rug is seer, my knie is seer, ek kry kankerbehandeling. Nou hoor ek wat God sê, al fluister God net, dan hoor ek dit. Pyn is God se luidspreker. Dis die normale, ons hoor beter, as God met ons ook deur seer en swaar kry praat. Maar hierdie man, nee. So af en toe kry jy dat iemand ten spyte van die swaar kry, ten spyte van die pyn, dat hy nogtans sy rug op God draai
en spottend minagtend teenoor God lewe. Bietjie op 'n ligter trant. Dit het gebeur daar in Mosselbaai, paar jaar gelede. 'n Ou wat 'n roekelose lewe gehad het. Kom ons sê sy naam was Willem. Is hier 'n Willem vanmôre? Want ek wil nou nie op jou piek nie. Kom ons sê nou maar. En Willem het 'n groot seiljag gehad. En hy was lief vir die see. En toe op 'n dag is Willem uit diepsee toe met sy boot. En daar gebeur 'n slegte ding. Op een of ander wyse slaan die boot om en Willem is af van die boot af. En daar dryf hy op so 'n houtreddingsgordel. Boot vergaan en hier is hy in die namiddag. En hy dryf ver van die land af. Kan glad nie meer die land sien nie. Hy dryf en hy hou vas aan daai gordel. Hierdie roekelose Willem. Soek tog dadelik, toe die radiosyne ophou, maar dit word donker, jy kan nie in die donker soek nie. Volgende môre, ligdag. Weer soek. Uiteindelik kry hulle hom. Net, want hy was koud en gevries, waar hy vashou aan daai stuk drywende reddingsgordel. Hulle het hom terug op die boot, See Reddingsinstituut, hospitaal toe vir 2-3 dae, om net weer te stabiliseer en kyk hoe gaan dit met hom. En in die dae kry 'n predikant die gedagte, hy wil met Willem gaan praat. Die Here stuur hom. Want dalk is hierdie gebeurtenis in Willem se lewe die keerpunt. En hy stap en hy kry toestemming, gaan na Willem, praat met hom. Hy ken hom so bietjie. Hy sê, Willem, toe jy nou daar op die oop see dryf en jy weet, die dood is naby. As hier een haai kom en hy byt my, dan is bloedverlies einde. Of as hulle my nie vroeg môreoggend kry nie, ek gaan dood, ek verdrink in hierdie water, ek kan nie uithou onbepaald nie. Willem, terwyl jy nou so daar in die nag, in die donker, in die koue water, wat het jy vir jouself gesê? Wat het jy gedink? Wat sê Willem? Hy sê, dominee, ek sê vir myself, ou Willem, hier dryf jy halfpad Australië toe en jy kan nie behoorlik Engels praat nie. Jy kry ouens wat selfs in die uiterste gevaar nog spot, nog nie omgee en die erns van hulle lewe besef nie. My broer en suster, wanneer God praat deur teëspoed, wanneer God praat deur pyn, dan is daar gewoonlik een van 2 reaksies. Jy word bitter of jy word beter. Een van die 2 dinge gebeur, maar pyn los jou nie net so nie. Daar gebeur iets in jou lewe, daar's 'n gevolge. Die hartseer is dat in hierdie man se lewe, die krag van sonde, daar het hy bitter geword, gespot met God. En weet julle wat die hartseer ook daar is dat hierdie man sy lewe lank ver van God gelewe het. En nou dat hy sterwe, is hy naby aan God. Bedoelende, hy is 2-3 meter van die kruis van Christus af. Hy het sy lewe lang ver van God geleef, en hier in sy laaste ure is hy so naby aan sy verlossing. Hy kan met hom praat, hy kan hom amper raak, so naby, en nogtans gaan hy verlore. Daar's baie mense wat naby aan God kom, wat naby aan die verlossing kom, maar wat nogtans tot in ewigheid verlore gaan. Dink maar, die ryk jong man. Iemand kom na die Here Jesus toe, wat 'n mooi man. Almal van ons wat dogters het, sal hom graag vir 'n skoonseun wou gehad het. Wat was 'n aantreklike man, neem ek aan. Hy was 'n ryk man, hy was 'n baie godsdienstige man.
Hy was 'n ernstige ou, want hy kom na die Here Jesus en hy sê, Here, ek het die wet van Moses, ek het die wet van Deuteronomium, ek het die sinagogiese reëls, ek is 'n kerkman, ek is 'n gelowige Jood. Is daar miskien nog iets wat ek behoort te doen? En toe sien die Here Jesus dat hierdie man het een swak plek, en dit is sy aardse goedere het sy hart oorgeneem. En toe sê die Here Jesus vir hom, gaan verkoop wat jy het en kom, volg my. Jesus sê dit nie vir alle ryk mense nie, maar daai man, dit was sy probleem. En dit is baie keer mense in die middelklas wat ook so 'n probleem het. En die Here Jesus sê, gaan verkoop en kom en volg my. En dan staan daar geskryf, en hy het bedroef weggegaan. So naby aan die Here Jesus. Ek kon met hom praat, maar ek het bedroef weggegaan. Ons kon hom nie vind nie. Dink aan koning Agrippa. Dit was een van die manne voor wie Paulus verskyn het. Paulus in gevangenskap, en Paulus as 'n geleerde ou wat intelligent kon gesels en verduidelik, dan laat kom koning Agrippa vir hom, terwyl Paulus in die tronk was, daar in Jerusalem. En hy praat met hom oor Joodse gebruike en gewoontes, en oor hierdie nuwe teologie van Jesus en die opstanding en al sulke goeders. En dis vir Agrippa vreeslik interessant. En op 'n stadium, toe sê Agrippa vir Paulus hierdie woorde, Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Amper word ek 'n Christen. So naby en tog verlore. As mense wat sê, daar is miljoene mense wat die hemel misloop, hoe ver? 30 centimeter. Hy mis die hemel met 30 centimeter. Dis die afstand tussen my kop en my hart. Ek hoor die evangelie. Ek lees die evangelie. Ek gaan kerk toe. Ek verstaan min of meer wat daar staan. Maar dit sak nie af tot in my hart. En waar ek kom sê, Here, hier is ek. Ek gee myself aan U oor. Ek loop die ewige genade mis met 30 centimeter. Die krag van sonde moet jy nooit onderskat nie. Maar broer en suster, daar's 'n tweede krag. Dit kom van die ander kruis, die krag van geloof. Toe hierdie een sondaar, hierdie een kruiseling so spot, wow, jy is kampdag die Christus, nou ja, red jouself en vir 'n bonus, sommer vir ons ook. Was daar iemand wat hom teregwys? Nee, doodse stilte. Waar is die melaatses wat Jesus genees het? Was daar nie een van hulle wat kon sê, maar jy kan nie so praat met hom nie, hy het my gesond gemaak. Jy kan nie so praat met hom nie, ek was blind en hy het my gesond gemaak, hy het my laat sien. Ek was krippel, hy het my herstel. Niemand nie, nie een van die disippels nie. Niemand kom om vir Jesus op te staan nie, behalwe die man aan die ander kruis. En dan aan die ander kruis sê die man, is jy nie bang vir God nie? Ons hang hier omdat ons het verdien. Hy hang hier, al het hy niks verkeerds gedoen nie. Wat 'n getuienis. Julle moet onthou, ek het aan die begin gesê, die atmosfeer op die koppie Golgotha is 'n atmosfeer uit die hel. Daar staan, die soldate het gespot, en die raadslede het gelag, en van die mense het hom gelaster, die 3 woorde wat gebruik word. Dis 'n atmosfeer uit die verdoemenis.
En om daar getuie vir Jesus te wees, is nie waaragtig nie maklik nie. Om tussen die kerkmense te praat, die Here was vir my goed gewees, die Here het vir my wonderlik geseën hierdie week, is maklik, want ons is tussen gelowiges. Maar hierdie man is tussen die hel en sy vriende. En hy kom op en hy praat vir die Here Jesus. En wat sê hy? Hy sê basies 2 dinge. Nommer 1, hy bely sy skuld. Hy sê, ons hang hier aan die kruis, regverdiglik. Ek erken my skuld, ek erken my sonde. Ek het eendag 'n lekker gesprek gehad met 'n jong tronkbewaarder. Toe sê hy vir my, hy sê, oom, hy sê, ek is nou 'n jong tronkbewaarder en ek kry elke keer nuwe ouens wat inkom in die tronk. Ons het nou nie hulle leers almal nie, maar dan vra ek nou maar vir hulle. Blankes, vra vir hulle, waarvoor is jy hier? Deur die bank sê hulle almal vir my, hulle sê, ek het 'n ou met 'n mes gesteek. Hulle sê, ek het 'n kar gesteel. Hulle sê, ek het 'n vrou aangerand. Hulle sê. Nooit sal hy sê, ek het nie. Kan julle sien? Erken nie my skuld en sonde nie. Ek probeer nog altyd dit so bietjie sy stap. Maar hierdie ou sê, ons hang hier regverdiglik. Ek weet, dit is die loon van my sonde, dat ek aan 'n kruis sterwe. En die tweede ding wat hy sê is, Here, dink aan my, as u in u koninkryk kom. Dis geloof. Want hoekom is dit geloof? Want waar hy aan die kruis hang, en Jesus langs hom hang, daar sien hy van die koninkryk niks nie. Hy sê, dink aan my as u in u koninkryk kom. Koninkryk, hier hang u, u gaan sterwe, u is vol bloed besmeer, daar is 'n kruis, 'n spotkruis van dorings op jou kop. Wat se koninkryk praat ons hiervan? Tog het daai man iets van die geloof in hom gehad, dat hy sê, daar kom iets anderkant hierdie gebeure wat ons sien. Daar kom iets anderkant dit wat ons nou beleef. Dink aan my, as u in u koninkryk kom. Die krag van geloof. Broeder en suster, die kern van daardie man se gebed of versoek was dus 2 dinge. A, hy erken sy skuld, dit het ek gesê. En ek wil hê, u moet vanmôre ook weer opnuut gaan sê, Here, ek is 'n sondaar. En nie sommer net aan die einde van die gebed, en vergeef ons al ons sondes, amen. Besef, dink daaroor. Jy loop die hemel mis. Jy gaan nie toegang kry nie. Daar's net een wat vir jou toegang gee. Dis die een wat gesterf het en toe skeur die tempeldoek oop, sodat jy kon deurkom na God toe. En dis jou sonde wat daai tempeldoek laat skeur het. Skuldbelydenis, en aan die ander kant, die geloof dat daar iets is, ander kant dit wat ons nou sien. Die wêreld is stikkend. Jy het kanker, jy het 'n rug wat pla, jy het 'n maag wat vir jou pyne gee en probleme gee, jy het 'n kind in 'n motorongeluk verloor, jy het 'n broer doodgemaak, aan die dood afgestaan. Ons leef in 'n stikkende wêreld. Maar ander kant hierdie wêreld, die oog van die geloof, dink aan my op pad as jy in die koninkryk kom. En dan die laaste, krag van sonde, krag van geloof. En nou,
die krag van genade. En hierdie tweede rower word gered. Gered vir die hemelse ewigheid. Hoekom word hy gered? Hy was nooit in die sondagskool nie. Hy het nooit belydenis afgelê nie. Hy het nie hier gestaan op hierdie ou platformpie voor die kansel en gesê, ja, ek glo nie. Hy is nie groot gedoop nie. Hy het nie die doop met die dubbele doop met die Heilige Gees ontvang nie. Hy het nooit in tale gepraat nie. Hy het nooit bydraes gegee vir die kerk en vir al daai goeders nie. Nee, niks daarvan nie. Hy het 'n paar ouens doodgemaak en 'n paar ouens seer gemaak en vrou of twee verkragt, al sulke akelige dinge. Hoekom word hy gered? Op grond van genade van Christus. Dis al. My prestasie, jou prestasie beteken niks. O, Here, ek was jare predikant, 14 jaar in Horison. O, Here, my oupa was ouderling gewees, en my oom was 'n sendling gewees, en my tannie het in die koor gesing, en ons het baie geld vir die kerk gegee, toe ons daai slaghaai winstransaksie gehad het. Wonderlik pragtig, dankie mooi, maar dit red jou nie. Die genade van Jesus Christus, en daarom is daar Goeie Vrydag, daarom is daar die gebeurtenis van die kruis, omdat ons herinner word daaraan, jou en my prestasies is niks werd nie. Ons word gered, omdat God ons so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het. En dan die laaste kom Jesus en hy sê vir hom, ek verseker jou, jy sal saam met my in die koninkryk wees. Ou vertaling sê, voorwaar, ek sê vir jou, vandag, saam met my in die koninkryk. Hoekom so 'n versekering? Voorwaar. Omdat hierdie ou se geloof het pas begin. Daar gaan 'n groot klomp toetse wees vir sy geloof. Hy gaan net nou, namiddag se kant gaan hy hoor, hoe dat hierdie verlosser van hom gaan skreeu, my God, waarom het u my verlaat? Wat van my geloof? God het hom verlaat. Nou waar pas my geloof in? Waar pas my koninkryk idee in? Daarom wil Jesus hom dubbel verseker. Ek verseker jou, voorwaar, hou vas. Jy sal by my in die koninkryk kom, vandag. En broer en suster, die woordjie vandag is nogal baie belangrik. Ek het nou die dag 'n diens gehou waar Danila Pretorius, en julle ken haar man Lourens, hy is hier by die gemeente ook betrokke. Danila het vir ons orgel gespeel. Dit was die eerste keer toe sy nie daar was nie. Sê ek vir die gemeente, ek sê, weet julle, ek is 'n bietjie jaloers op Danila. Want sy is die dag van haar dood, verlede Sondag, hierdie tyd, het sy nog begelei, die middag is sy dood. Sy is die dag van haar dood in die koninkryk. En sy beleef, sien, hoor dinge, wat ek en jy nog nie eers van kon droom nie. Vandag, saam met my in die paradys, die krag van genade. Kom ons sluit af. Ek het aan die begin gesê, daar's interessante kragte, spierkrag, krag van wind, krag van water, elektrisiteit. Maar op Golgotha het ons ook met krag te doen. Die 3 kruise is vir ons simbolies van die kragte. Die krag van sonde, dat dit jou so kan volhard. Die krag van geloof, dat jy kan gryp, ook in jou laaste asem, nog kan vra, dink aan my. En die krag van genade. En nou wil ek vir jou vra,
watter krag werk die duidelikste in jou lewe? Kom ons verdeel die kragte in twee. Die krag van die wêreld en die krag van God. Al twee hierdie kragte werk in ons lewe. My enigste vraag is, watter krag werk die duidelikste en die mooiste in jou lewe? Ons sal nooit die krag van sonde totaal afskud nie. Gesels eendag met iemand diep in die 90. Ek sê, Tannie, het die duiwel jou nou al 'n bietjie eenkant gelos, want hy sien jy behoort aan die Here Jesus. Hy gaan nie meer met jou baie uitrig nie. Sê dominee nie, jy moet weet hoe plaai my nou eers. Oor die 90. So, onthou, die krag van sonde en die duiwel is altyd daar. Maar aan die ander kant, die krag van God. En jou en my opdrag vanmôre, jou en my roeping vanmôre, Here, werk met u gees, u krag in my lewe. Dat ek sal weet, ek behoort aan die Here, die gees van God woon in my, ek lewe tot u eer, en ek sal uiteindelik ook tot u eer sterwe. Die uitdaging, wat werk in jou lewe die hardste, die beste, die duidelikste? Die krag van die wêreld of die krag van God? Dis jou besluit. Amen. Kom ons buig ons hoof. Here, baie dankie dat ons vanmôre stil kon word op hierdie pad na Goeie Vrydag. Dat ons kon nadink oor dit wat daar gebeur het, soos Lukas die storie vir ons vertel. En ai, Here, u Gees het dit vanmôre vir ons ook weer oorvertel, duidelik gemaak en vir onsself toegepas. Ons kom vanmôre en ons kom met 'n gebed van oorgawe. Ons kom om te sê, Here, ek erken die krag van die wêreld werk nog steeds hier en daar in my lewe. Maar ek besluit, ek gee my oor, dat u krag die kenmerk van my lewe sal wees. Die beslissende krag in my lewe sal wees. Dankie, Here, dat ons met gebed en oorgawe vanoggend ons diens kan afsluit. En Here, as ons dink aan ons boodskap vanmôre, dan wil ons ook bid dat u die krag van die bose sal breek. Ai, Here, ons weet van plekke in oorlog en ellende. Ons dink aan Suid-Sudan, 3 miljoen mense uit hulle huise uit moes vlug, burgeroorlog. Ons dink aan Gaza, 'n stad verrenoveer. Ons dink aan Iran en Irak. Ons dink aan Libanon en die dinge wat daar gebeur. Here, verskriklik. Ons dink aan die oorlog, Oekraïne en Rusland. Duisende mense dood. Kinders ontvoer. Vrouens wat agterbly of ergens in die buiteland 'n werkie gaan soek om kos op die tafel te sit. Here, die ellende en die krag van sonde en goddeloosheid in hierdie wêreld is verskriklik. Ons sukkel om aan die ander kant hierdie goed iets van u koninkryk te sien. Maar gee dat ons sal bly bid. Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Amen. Ons sluit lied 493. 493.
Ek kyk so op my horlosie, ek sien, joe, kyk, is al 10:00, maar ek het niemand gesien wat daarom sy horlosie skud nie. So, dit is goed. 493, ons slotlaat. Jesus, neem die sondaars aan, bring aan almal hierdie tye, die wat op die dwaalweg gaan, van die sonde en verleide. Diep is hy ooral begaan, Jesus neem die sondaars aan. Ja, dit gee my nuwe moed, as ek worstel in my sonde. Daar is redding deur sy bloed en geneese deur sy wonde. Daarop kan ek altyd staan. Jesus neem die sondaars aan. Hy my heiland spreek my vry, selfs al staan ek voor hom skuldig. Hy wat regte is oor my, het my straf gedra onskuldig. Ek sal nie verloren gaan, Jesus neem sondaars aan. Net 'n herinnering, ek soek so 3 ouens wat my kan help om die tafel net hier te sit. Soos die Here wil, sien ons mekaar dan Vrydagoggend, nagmaal, tafel hier, en ek gaan 7 kersse op die tafel sit, wat verteenwoordigend is van die 7 kruiswoorde. Dit is Vrydagoggend se gebeurtenis. Goeie Vrydag, nagmaal. Intussen, die genade van ons Here Jesus Christus bly met elkeen van julle vir altyd. Die liefde van God ons Vader bly met elkeen van julle vir altyd. En die krag en die werking van die Heilige Gees is in julle nou en vir altyd. Amen. Amen.